Ja, Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier kan sit en ons kan getuig dat alles wat ons het is 'n geskenk uit U hand. Alles wat ons het is net geleen. Here, is baie maklik om te sê ek is 'n Christen. Maar Vader, ons weet ook dat Christendom vra dat ons ook soms ons kruis sal opneem. En dalk dinge sal doen en dinge sal sê en plekke sal gaan wat nie gemaklik sal wees nie. Maar Vader, dit wat U vir ons teruggee, U genade, U verlossing, U vryheid, U vrede, U liefde, die hoop is soveel meer. Vader, so ja, ek bid dat U ons elkeen sal inspireer elke dag om al hoe meer van onsself vir U te gee, tot eer van U koninkryk en U naam. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan vanoggend vir julle met julle gesels oor 'n baie interessante onderwerp. Julle sal sien daar op die bord staan, die hele wêreld in sy hand. En die onderwerp van vanmôre is God se voorsienigheid. Dat God sorg vir alles, God sorg vir almal. Ons sing daai mooi liedjie, die kinders, hy hou die hele wêreld in sy hand. So vriende, ek wil begin deur te vertel dat daar in Genesis 22 lees ons die storie van God wat vir Abraham gesê het, dat Abraham, jy moet jou seun vat en jy moet hom vir my gaan offer. En dan kom Abraham by die offerplek en net wanneer hy op pad is om daai seun te offer, dan stop die engel van die Here vir hom en sê vir hom, Abraham, moenie jou seun offer nie. God het vir jou 'n ander offer voorsien, en dan wys hy vir hom daarna 'n bos waar daar 'n ram in die bos vasgevang is, en Abraham offer dan daai ram. En dan noem Abraham daai plek, noem hy Yahweh Jireh, die Hebreëse woord wat beteken God voorsien, Yahweh Jireh. En hierdie tema van God wat voorsien, is 'n tema wat dwars deur die Bybel loop. Dis nie net 'n naam van 'n plek of 'n naam van God nie, maar dit is ook een van die fondamente van die geloof waarin ons vasklou, dat daar is 'n God wat in beheer is, daar is 'n God wat voorsien. En hierdie voorsienigheid sien jy soos 'n lyn loop dwars deur die Bybel, maar liewe vriende, ons sien dit ook in ons lewens. Hier sit baie van julle vandag hier, wat sal kan stories vertel van dinge wat met jou gebeur het, wat jy dalk op daai oomblik nie verstaan, hoekom en waarom nie, maar as jy terugkyk en jy sien, nou maak dit sin. So ek wil nie vanoggend preek nie, ek wil vir julle 'n paar stories vertel uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament, en so enetjie uit my eie lewe, om hierdie konsep van God wat voorsien te illustreer. Nou die eerste storie is uit die Ou Testament, en dis die verhaal van Josef, en ons kan dit lees daar in Genesis 37. Josef was sy pa se witbroodjie. Sy pa het hom bederf, en dit het sy boeties jaloers gemaak, so dat hulle hom later eintlik so 'n bietjie begin haat het. Hulle was lus om hom dood te maak. Nou kyk, ek het ook 'n ouer broer gehad, so ek ken daai gevoel. As jy 'n ouer broer het, wat jou siel uittrek, 'n goeie gevoel, jy ook soms jy wil moord pleeg. Maar hierdie boeties was ernstig daaroor. Hulle wou vir Josef doodmaak, en op 'n dag, toe Josef vir hulle kos bring, waar hulle besig was om skape op te pas, toe sê hulle vir mekaar, nou gaan ons hom doodmaak. Gelukkig keer die een boetie, Reuben was sy naam, sê nie, kom ons gooi hom eerder hier in die put, en dan kan ons hom verkoop, as daar slawehandelaars verbykom. En so lees ons daar, het 'n konvooi slawehandelaars verbygekom, op pad na Egipte toe, en die broers verkoop toe vir Josef aan hulle, en Josef word weer in Egipte verkoop aan 'n man met die naam Potifar, een van die
Farao se paleisbeamptes. En daar by Potifar werk hy as 'n slaaf, hy's dan nou nie meer in 'n put nie, en hy word redelik goed behandel, maar dan begin Potifar se vrou oogies vir hom maak. En op 'n kol, wanneer sy by hom ernstig aan lê, stoot hy al weg en sê, nee, jy kan nie dat ek dit doen aan jou man nie, los my uit. En sy raak so kwaad, dat sy gaan maak 'n klag van verkrachting. En op grond daarvan word arme Josef in die tronk gegooi. Eers is hy in die put, nou is hy in die tronk. Sjoe, dit gaan nie goed met hom nie. Daar in die tronk ontmoet hy 2 ander manne wat ook in die tronk gegooi is, die Farao se skinker en die Farao se bakker. En hulle 2, die skinker en die bakker, het eendag droom hulle, en hulle verstaan nie waar die droom gaan nie, en hulle praat daaroor, en Josef sê, weet jy, God het my hierdie gawe gegee, om drome te kan uitlê, laat ek vir julle vertel wat dit beteken. En daar lê hy hierdie 2 manne se drome uit, en dit gebeur toe 'n bietjie later, die bakker is tot die dood veroordeel, en die skinker is weer vrygelaat, hy gaan skink toe weer vir die Farao. Ons weet nie hoe lank presies was Josef in die tronk nie, maar 'n hele ruk later gebeur dit so dat die Farao 'n droom het. En hy verstaan nie die droom nie, want hy elke aand omtrent kry hy hierdie selfde droom, en hy het sy wyse manne gekry, en hy het mense oral oorgenooi en towenaars om vir hom hierdie drome te uitlê, en niemand kan dit vir hom uitlê nie. En hierdie skinker sê vir hom, wag. Farao, ek onthou daar was 'n man saam met my in die tronk, sy naam was Josef, en hy het op 'n dag my en die bakker se drome uitgelê, baie akkuraat. Laat kom hom. En so die Farao vir Josef laat kom, en toe Josef by die Farao kom, toe lê hy nie net sy droom uit nie, hy vertel eers vir die Farao presies wat het hy gedroom, tot in die fynste detail, en daarna lê hy die droom uit. En die droom het daaroor gegaan, dat daar 7 jare van oorvloed sal wees in die land, en dan 7 jaar van droogte. En die Farao is so beïndruk met Josef, dat hy hom daar en dan sy dogter aanbied, as vrou, en vir hom tweede in bevel oor die hele Egipte stel. Met die opdrag, Josef, jy moet vir ons reg kry, vir hierdie droogte wat voorlê. En Josef doen 'n uitstekende werk. Wanneer die droogte aanbreek, is die graanskure vol, en daar is genoeg kos gestoor vir die 7 jaar, nie net vir die mense van Egipte nie, daar is genoeg kos, dat mense ook van ander lande afkom, om kos te gaan haal, kos te kom kry hier in Egipte. Onder andere die mense wat daar in Egipte aankom, is toe Josef se broers, want in die land waar hulle gebly het, was dit ook droog. En Josef herken hulle onmiddellik, maar hulle herken hom nie. En Josef het hom nie onmiddellik bekend gestel nie, hy wou hulle eers getoets het, om te sien of hulle karakter al so bietjie verander het, of hulle al so bietjie jammer is, oor wat hulle destyds gedoen het, toe hulle hom wou doodmaak, en hom toe in die put gegooi het. En hy kom toe agter, ja, sy broers het verander. En dan lees ons, hy het vir hulle verwelkom, en gesê, mag gaan haal vir pa moet ook saam kom bly, en so is hulle terug na hulle eie land toe, en hulle families, en vir Jakob, Josef se pa, teruggebring na Egipte toe, waar hulle saam geleef het en gelukkig was. En toe gaan Josef se pa dood. En toe is die boeties bekommerd, toe dink hulle, o, vrek weet, nou gaan Josef seker wraak neem. Hy het nou maar net gewag tot pa dood is. En dan lees ons in Genesis 50 vers 15 die volgende. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle aan hom gedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad, ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos kry.
Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. So hoe lees ons dat Josef deur die swaar en ellendige pad wat hy geloop het, van 'n put tot 'n tronk, uiteindelik in 'n posisie beland, waar hy die lewe van honderde duisende mense kon red, sodat hulle nie van die honger sou omkom nie. Dit is hoe God voorsien. Die tweede storie in die Nuwe Testament is die storie van Paulus en Silas wat in Filippi aangekom het. Nou Paulus was een van die eerste en die grootste sendelinge in die Bybel en hy het die hele wêreld van daai tyd rond gereis om vir mense die evangelie te verdeel. Die evangelie met hulle te deel en vir hulle te vertel dat God het hulle lief en Jesus het vir hulle aan die kruis gesterf. En dan het mense vir hom kwaad geraak, want die mense het ander gode gehad en hulle het ander godsdienste beoefen en hulle het hom soms met klippe gegooi, hy's 'n paar keer in die tronk, dit het baie sleg met hom gegaan, maar dan kom hy nou in Filippi en daar het hy ook die evangelie verkondig en toe was ook 'n klomp mense wat vir hom kwaad geraak het en hulle is na die owerhede en gesê, daai manne, hulle wil net moeilikheid maak, hulle stook die mense op. En toe is Paulus en Silas gearresteer en hulle is met swepe geslaan en daarna is hulle in die tronk gegooi. En ons lees dat hulle is in klipboeie, weet jy wat noem jy sy goeders, wat hulle voete vasgemaak is. En dan lees ons in Handelinge 16, daar vers 25, wat doen Paulus en Silas toe hulle in die tronk was? Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien opstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink al die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem om hulle wonde te was. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hulle na sy huis en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. So Paulus beleef hierdie verskriklike ding. Hy word gearresteer, hy word gemartel, hy word in die tronk gegooi. Maar dan gebruik God hierdie verskriklike ding wat met hom gebeur het, om 'n huisgesin te red. Nie net 'n huisgesin se lewens te red nie, maar hulle te red tot verlossing, tot die ewige lewe. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar dinge baie deurmekaar lyk. Dit voel soos chaos soms rondom ons. En ons beland soms in situasies waar dit voel asof alles rondom ons is besig om in duie te stort. Jy voel asof jy letterlik onder in die bodem van 'n put sit en jy kan nie sien hoe jy hier gaan uitkom nie. Maar die voorsienigheid van God beteken nie dat dit altyd met jou sal goed gaan nie. Daar is immers 'n Satan in hierdie wêreld. En hierdie wêreld waarin ons leef is nog onderwerp aan die gebrokenheid en die sondigheid ook van die menslike aard. So ja, mens beleef ellende, mense kry seer, ons gaan deur moeilike tye en dis hartverskeurend om te sien dat daar soms verskriklike dinge met mooi en goeie mense gebeur. Maar dinge is nie buite beheer nie. Dit is wat God se woord ons leer. En wat ons eie ervaring ook van die lewe ons leer, dat daar is 'n God. En al maak dinge nie op die oomblik sin nie, wag net so bietjie.
kyk net wat gebeur. Want waar dit vir ons lyk asof alles besig is om in mekaar te stort en alles besig is om verkeerd te loop, is God besig om te voorsien. En hierdie voorsien beteken nie net om te sorg nie. Hierdie voorsien beteken ook om vooruit te sien. God weet wat gaan gebeur. God weet wat in die toekoms lê. En in sy almag en in sy alwetendheid is hy besig om die rigting van hierdie wêreld en die rigting van jou lewe te stuur. God het 'n baie spesifieke uitkoms vir hierdie wêreld. Hy beplan dat hierdie wêreld ten volle gered gaan word. En daarmee is hy heeltyd besig om te werk, om by daai plan uit te kom. Romeine 8 vers 28 staan, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Mense het al baie keer hierdie versie misbruik. Deur vir ouens laat verstaan, man, wag net, dat God laat sekere dinge met jou gebeur, sodat hy iets beter daaruit kan laat voortkom. Jy moet hierdie versie lees binne die konteks wat hy geskryf het. Daar is 'n groter plan wat God mee besig is. En daai plan gaan nie noodwendig môre of oormôre of volgende week voltrek word nie. Daai plan gaan eers aan die einde van die tye voltrek word. So ja, soms is dit so dat die ten goeie meewerk is dalk volgende week of dis dalk volgende jaar. Maar dit mag ook wees dat daai ten goeie meewerk beteken die dag wanneer die Here Jesus jou weer kom haal en jy sy heerlikheid gaan beleef en dan gaan kan terugkyk en kan sien, maar God was nog altyd by my. God is nie 'n poppemeester nie. Julle weet wat is 'n poppemeester? Ek weet nie, kinders, julle het al gesien, mens kry sulke poppe, dan is hulle in sulke toutjies vas, nê? En dan staan daar 'n man en beweeg hy hierdie poppe. En hierdie poppe beweeg oral soos hy beweeg hierdie poppe so saam. God is nie 'n poppemeester nie. As hy was, dan sou dit gewees het dat hy geen pyn en ellende en swaar kry in hierdie lewe was nie. Maar God gee vir ons vrye wil. En dis die prys wat ons moet betaal vir vrye wil, is dat mense vir hulle self kan kies en dan soms kies om die verkeerde ding te doen. En dat dit nie net hulle is wat dan die gevolge daarvan moet dra nie, maar ook mense rondom hulle. Dis die bron van ellende in hierdie wêreld. Vrye wil. So God gee vir ons hierdie vrye wil. En ons maak foute, ons maak droog. En onsself en ander ly daaronder. Maar dan het God hierdie wonderlike manier om self te midde van die foute wat ons maak en die verkeerde keuses wat ons maak en self die sondes wat ons soms pleeg, op 'n manier daai ding so 'n bietjie net 'n tikkie hierdie kant toe te gee en 'n tikkie daai kant toe, dat hy uiteindelik tog uitkom waar hy wil wees. Een van my vorige kollegas het hierdie mooi uitdrukking gehad dat God kan 'n reguit hou met 'n skewe stok slaan. Dit is my baie mooi. So, hoe voorsien God in my lewe? Ek het vir julle baie stories wat ek vir julle kan vertel. Maar ek gaan vanoggend net hierdie een vertel en ek gaan dit vinnig vertel. Ek wou nooit 'n dominee geword het nie. Ek was 'n jeugwerker daar op Mosselbaai en ek was verskriklik gelukkig. Ek het in 'n baie mooi gemeente gewerk, ek het in 'n mooi dorp gebly, ek het wonderlike vriende gehad, ek was gelukkig. En toe kom die Here op 'n dag en hy kom sê vir my, en ek sal ander dag daai storie vertel, maar jy moet verder teologie gaan swat. En ek het geskop en gestry daarteen, want ek wou nie. Ek wou 'n jeugwerker bly op Mosselbaai, want dit was lekker daar. Maar die Here het op verskillende maniere vir my bevestig, ek moet verder gaan swat, en soos ek Stellenbosch toe, alles gelos om verder te gaan swat. Geglo dat God sal voorsien. En dit was 'n regwaarde geloofstap, want op daardie stadium het ek nie regwaar geld gehad nie. En vir die van julle wat dalk nou 'n kind universiteit toe al moes stuur, ons praat van
baie duisende rande in verblyf en studiegelde en kos en al daai goeders. Maar die Here het vir my gestuur so ek gaan. So ek was so 4 maande op Stellenbosch. Toe gebeur het die dag dat ek vir my kamermaat sê, luister, ek het net R400 oor. En hy sê vir my, maar ag, moenie worry nie, dis amper einde van die maand. Ek sê nee, ek is nie in jou skoene nie. Ek het net R400 oor, nie vir hierdie maand nie, maar vir wanneer ook al, ek weet nie wanneer ek weer iets gaan inkry nie. Ek was baie gelukkig, dat toe ek besluit het om terug te gaan Stellenbosch toe, was daar 3 skoolvriende, oukies wat saam met my matriek was, wat gehoor het daarvan en vir my gesê het, Albie, luister, ons sal vir jou help, waar ons kan, en een van hulle se naam was Henk, en Henk self was op daardie stadium tussen werke, hy het nie reg waar geld gehad, maar so af en toe, as hy iets gehad het, dan het ek daar, dan het net, as ek die staatjie by die bank trek, sien ek, hier het Henk weer vir my R500 inbetaal, of dan paar maande later, R200, of so waar ek kan. En ek was altyd die Here so dankbaar vir hierdie vriende, maar nou kom ek op hierdie dag, en as R400 in my rekening oor, en ek weet nie wat nou verder gaan gebeur nie, en ek onthou daai aand lê ek op my bed en ek bid, en ek is kwaad vir die Here, ek het met hom gestoei, ek het gesê ek verstaan nie wat hier aangaan nie, ek het alles gelos, om hier te kom swat, en ek het geglo Here, dat U gaan vir my voorsien, en nou sit ek in hierdie penarie, ek kan nog 1 keer gaan kos koop, dan is my geld op. Ek weet nie hoe ek verder vir my boeke gaan koop, hoe ek petrol gaan ingooi, hoe ek enigiets. En ek gehuil, ek het gehuil daai aand. Ek is bang. Dit is vernederend. Ek gaan nou moet opskop, en met my ster tussen my bene huis toe gaan, en iewers vir my ander werk gaan soek. En, maar ook, toch, iewers in my net bly hoop het, Here, ek het die stem gehoor, ek was toch nie verkeerd nie, ek moes hier gewees het, nee. Die volgende dag gaan ek Checkers toe, om nou vir die laaste keer met hierdie bietjie geld wat oor is kos te koop vir die week wat voor lê. Op pad daartoe stop ek by 'n fotoplek waar ek altyd my films laat ontwikkel het. Nee, die meeste van julle kinders weet seker nie eens wat 'n fotofilm is nie, nee. Julle vra maar vir een van die groot mense later. En ek was baie lief vir fotografie nog altyd en het al 'n paar keer films daar laat ontwikkel, en die man wat daar werk, vra toe vir my, hy sê vir my, luister, ek het so 'n bietjie deur jou foto's gekyk, en ek sien, jy kan nogal goed foto's neem. Ons besigheid is verantwoordelik om al die huisdanse en huisfondsdanse en meeste van die funksies op die kampus die foto's van te neem, en ons het nie altyd genoeg fotograwe nie. Sou jy beskikbaar wees dat ons jou dalk een of ander tyd kan kontak om vir ons 'n funksie te gaan afneem? En ek sê toe vir hom, ja, dis reg, en hy vat my nommer daarso. Net oor kan die pad is Checkers, stap ek daar in, pak my paar goedjies, en ek weet, julle was ook al daar, elke ding wat jy in die mandjie sit, tel jy by mekaar, want jy wil nie by die til kom, en dan het jy te min geld, en dan moet jy nou goeders gaan terugsit nie. Dit is 'n terrible gevoel daai. So ek tel al die goedjies wat ek in die mandjie sit, en ek kom voor by die til, en daar in die ry staan 'n vriendin wat ek ken, en ons gesels, en sy vra vir my, Albie, jy is nie, ek het daai ander dag toe ek by jou gekuier het gesien, jy het daai groot luidsprekers in jou woonstel, jy is nie dalk 'n DJ nie. Ek sê van, nee, ek het nog nooit so iets gedoen nie, dit is maar van my klanktoerusting wat ek gebruik het as 'n jeugwerker. Sy sê, ai man, want ons het nou Woensdag, moet ons 'n groot sokkie in die stadsaal hou, en ons DJ het gekanselleer, en ons kry niemand anders nie, jy wil ons nie maar toch uithelp nie, ons sal jou goed betaal. En ek sê vir, ja nee, is reg, ek sal help, ek sal uithelp. Ek is nog in die ry, nog nie betaal nie, hier lê my foon. Toe sit die man van die fotoplek, sê, luister, volgende Vrydag aand is daar 'n huisdans van Simonsberg, by ek weet nie waar nie, sal jy vir ons die foto's kan neem.
En so het ek vir die volgende 3 jaar, wat ek op Stellenbosch was, deur te DJ en foto's neem, 'n groot deel van my studies kon betaal. Dis hoe die Here voorsien. Julle, maar dit is nie maklik altyd nie. En jy kom daar, waar ek op daai aand was, wat jy huil van moedeloosheid. Want jy sien nie uitkoms nie, en dan kom verras die Here vir jou. Maar die storie is nie heeltemal klaar nie. So baie jare later, nadat 13 jaar na hierdie geval, sit ek en my vrou by 'n troue van 'n vriend, en ons wag vir die seremonie om te begin, maar die seremonie wil nie begin nie, en ons sien die mense skarrel 'n bietjie daar rond, en op 'n kol kom die best man na my toe. Wat is 'n best man in Afrikaans? Help my gou. Die strooijonker. Die strooijonker kom na my toe, wat ook 'n skoolvriend is, en hy sê vir my, Albie, luister, die dominee het sy datums verkeerd ingeskryf. Hy het gedog dis volgende Saterdag, en hy bly in die volgende dorp. Jy moet nou hierdie 2 mense trou. Ek sê vir man, my grappies maakie, ek nou hier kom staan, ek het net 'n troue kom bywoon, ek is nog besig om te stryd, toe kom die man wat die trouvideo neem, toe kom sit hy al mikrofone hier oor my kop. Besef ek maar, okay, nee, hy is nou seker ernstig hierso. 2 minute later, toe speel die troumars, ek staan voor en die man, vrou staan voor my. En hoekom hierdie storie so besonder is, die naam van daai man, van die bruidegom, was Henk gewees. Dis hoe die Here voorsien. Nie net vir my nie, maar ook vir Henk op sy troudag. Vriende, die grootste storie van God se voorsienigheid is Jesus Christus. Ons lees die stories uit die Ou Testament, ons lees van Josef en Dawid en Moses en al die karakters, en asof dit so 'n klomp los stories is, en dan kom jy in die Nuwe Testament by Jesus en jy kyk in sy geboorteregister, sy voorouers, en dan lees jy al hierdie name wat bekende karakters is in die Ou Testament, en dan besef 'n ouma, hierdie goeters het nooit toevallig gebeur nie. Dat vandat Adam en Eva sonde gepleeg het God al 'n plan in werking gestel om weer die mensdom te red. En in 2000 jaar het die duiwel alles wat hy kon gedoen om God se planne in die wiele te ry. Maar God het elke keer, druk hy net 'n dingetjie hierdie kant toe, en 'n dingetjie daai kant toe, en so gebeur dit dat amper 2000 jaar terug die verlosser van die wêreld in Bethlehem gebore word. So voorsien God vir hierdie mensdom, vir elkeen van ons. So, ek wil afsluit. Waar jy ook al in jou lewe is, of dit op 'n goeie plek of op 'n slegte plek wees, onthou, jy is op pad saam met God. Die Here loop die pad saam met jou. Al voel dit hierdie lewensstorms is besig om jou te oorweldig, die put is net te diep, daar is lig, daar is altyd hoop. Hou vas aan die Here. Onthou, jy is deel van God se plan. God weet van jou. Hy het jou nie vergeet nie. Jy is vir hom belangrik. God is in beheer. God het nog altyd, en hy is nog steeds besig, en hy sal vir altyd voorsien. Jahwe, Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vandag ook hier in Oudtshoorn Moedergemeente kan staan, omdat dit deel was van u plan vir my. Dankie Here vir elkeen wat vanoggend hier sit, as 'n lidmaat van Oudtshoorn Moedergemeente, as 'n inwoner van die dorp Oudtshoorn, omdat dit deel is van u plan, Here. Self al sien ons dit nou nie raak nie, dankie dat u woord weer vir ons kom bevestig dat, ja Here, toevallige dinge gebeur nie sommer nie, maar daar's 'n hand agter dit alles wat ons lewe rig en stuur.
Ek wil vir hulle bid wat ver oggend hier sit en wat groot krisisse beleef. Here, hulle wat mismoedig is, hulle wat hoop verloor het. Kom ver oggend en bevestig net weer vir hulle dat U sal uitkoms gee. U is altyd by ons, die een wat voorsien. Ons aanbid U, Jahwe, Here.